Amen, lieve vriende. Dit is so 'n groot voorreg om weer in die skrifte in te kyk en om te sien hoe dat hierdie groot God van die hemel, wat nou in ons woon, begin manifesteer en sy heerlikheid bekend maak deur die woord. Soos Hebreërs dit stel, in hierdie laaste dae het God tot ons gespreek deur sy seun. Dit is so belangrik dat ons sien dat dit was die finale boodskap wat na die mens toe gekom het. Daar kan geen groter heerlikheid ooit na die mens toe kom nie. Daar kan nie 'n nuwe werklikheid kom nie. Dit is die wonderlikste realiteit wat na die mens gekom het, wat ooit beskryf kan word. En dit is so belangrik as ons 'n bietjie daarop mediteer en na die skrifte kyk en sien hoe dat hierdie groot God denke het wat ver bo die van die mens is. Ons dink byvoorbeeld aan Genesis 1 vers 26 waar God sê, laat ons mense maak in ons beeldnis en in ons gelykenis. So groot dat 'n mens nie kan verstaan dat dit die waarheid kan wees nie. Dat God 'n spieelbeeld van homself op aarde wil stel. Hier skep hy die mens en die belangrikste persoon in die hemel, 'n gerub, word aangestel om hierdie mense te beskerm. En in steede van om hulle te beskerm, kyk hy na die groot heerlikheid wat God aan die mens toebedeel het. Die aarde geskep vir die mens, om te heers oor die aarde, oor die voëls van die hemel, die diere van die aarde. Hy dink net daaraan, ek sal so graag hierdie vir myself wil hê. En hy begin dadelik 'n plan maak om die mens te verlei en die heerlikheid van die mens vir homself te bekom. Maar hy het nooit in gedagte gehou dat hierdie groot God substansieer alles wat hy ooit sal doen, ooit belangstel om te doen, substansieer hy deur 'n werklikheid en hy begin in daardie werklikheid in werking stel, sodat die mens die wonder van wonders kan sien. 4000 jaar geneem, toe sterf Christus aan die kruis. Nou, selfs dit is 'n groot verborgenheid wat tentoongestel word. So belangrik om hierdie realiteite te sien, hoe dat God van die begin af met homself begin werk en daardie spieelbeeld van homself in stand te hou, sodat daar nooit iets verkeerd mee kan gaan nie. Luister net na 1 Timoteus 3 vers 16. Hy sê onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Toe Jesus Christus gebore word, toe word God geopenbaar in die vlees. En hy kom wandel tussen die mense. En alles wat met hom gebeur eintlik met God. En alles wat hy doen, is dit wat God doen. En as jy dan na Jesus Christus kyk, dan begin jy 'n nuwe belewenis kry van die karakter van hierdie groot God wat gekom het en die mens so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun, wat hy self eintlik was, geskenk het vir die redding, verlossing van die mens. As jy gaan kyk in Esegiel 28, hoe die verleier bekleed was met die beste wat die aarde kan voorsien. Al die belangrikste en duurste kommoditeite, maar dis alles aards. En hier kom hierdie groot God en hy bekleed die mens in 'n nuwe realiteit
soos wat hy dit aan die begin gedoen het, hy die mens in sy beeldnis en gelykenis geskape. Dan begin jy 'n groot realiteit sien, as hierdie groot God sy wysheid begin toepas, en jy sien, reg hier aan die begin, herskep hy die mens aan die kruis van Golgotha. Skenk vir hom nuwe bekleding. Luister net 'n bietjie daarna. 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê, dit is deur God dat julle in Christus Jesus is, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en sy geregtigheid, sy heiligheid, en sy verlossing. Hy skenk ons daardie en beklee ons met daardie heerlikheid van homself. Jy het nie 'n geregtigheid meer van jou eie nie. Jy hoef nie 'n geregtigheid van jou eie te verdien nie. Nee, God skenk jou sy geregtigheid. Jy hoef nie 'n heiligheid van jouself te bekom nie. God skenk jou sy heiligheid. Jy hoef nie in te kyk en 'n wysheid van jouself te kry nie. Kyk net in die skrifte en ontvang die wysheid van God en begin leef in die heerlikheid waartoe God jou voorberei het. Dit is so belangrik dat ons absoluut dit sal sien waarmee hierdie groot God ons mee kom bedien het. Kolossense 1 vers 25 praat van die bediening van God. Nuwe Testament, en dis dit wat die mens so totaal en al, vir al die tradisionele sieninge, verwar. Hulle kyk nog in die Ou Testament, probeer na gelykenisse kyk, voorbeelde kyk, en probeer in hulle self om 'n geregtigheid, 'n heiligheid te verkry, nuwe kennis te kry. Maar daar is nie nuwe kennis. Die kennis van die Nuwe Testament is die wysheid van God wat aan jou geskenk is. En hoe meer jy in die Nuwe Testament inkyk, hoe meer sien jy hoe heerlik hierdie realiteit is, dat God het gekom in die Nuwe Testament, nie om van jou iets te eis nie, geensins nie. Hy het in die Nuwe Testament gekom om die mens te bedien. As jy kyk tot watter mate hy gegaan het, dat hy selfs tot die dood van die kruis gegaan het, om aan die mens sy heerlikheid te bedien. Die mens te laat sien hoe lief hy waarlik die mens het, dat hy hom sal laat verneder tot die uiterste toe, dat die mens net hierdie wonderlike bekleding van God kan aanvaar. Ek noem dit weer, nie jou geregtigheid nie, nie jou heiligheid nie, nie jou verlossing van sonde nie. Nee, is geskenke wat God jou skenk. Jy kan dit net deur die geloof aanvaar. Ons het dit al baie genoem, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11, Hebreërs 10 vers 38. In die Nuwe Testament sal jy net deur die geloof lewe. Dit is so belangrik, dat jy sien hoe dat God hierdie geloof aan die mens geskenk het. Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. God se geloof kom na jou toe. En jy kan nou glo wat die skrifte sê. Soos jy daardie heerlikheid aanvaar, begin jy dit ervaar. En dit is so wonderlik. Die hele ou bedeling word uitgeskakel deur die nuwe wet, die wet van geloof. 'n Realiteit wat God ingebring het van die hemel af vir jou en my. Nie meer 'n wet wat ons moet onderhou nie, maar 'n wet wat hy gaan onderhou, die wet van geloof. Luister net 'n bietjie daarna. Ek gaan vir u lees uit Romeine 3 van vers 27 uit. Hy sê, waar is dan die roem? Waarop kan ons roem? Dis uitgesluit. Jou roem is totaal en al uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke? Nee, nie deur die wet van die werke nie, want jy gaan nie meer betrokke wees nie.
maar deur die wet van geloof. Net deur die geloof te aanvaar wat God aan jou geskenk het. As jy glo wat God vir jou geskenk het, dan word dit jou eiendomsreg, dit word jou bekleding, en jy word beklee met nie jou geregtigheid nie, maar God se geregtigheid. Nie jou heiligheid nie, maar God se heiligheid. En jy aanvaar dit deur die geloof. Jy probeer nie uit jou eie kragte, jy gaan nie regkom nie. Jy sal nooit regkom nie. Jy aanvaar dit net deur geloof. En soos jy glo, word dit 'n werklikheid. Dis daarom wat Markus 11 vers 24 sê, as jy na God toe kom vir enige iets, dan moet jy glo dat jy dit reeds ontvang het. Dit wat hy vir jou gedoen het. Dit is absoluut 'n vrye geskenk. Luister net hoe beskryf hy. Ek gaan weer net Romeine 3 vers 27 en 28 lees. Hy sê, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Deur die wet van werke? Nee, maar deur die wet van geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Jy word net deur geloof geregverdig, sonder die werke van die wet. Nou, dit is so dramaties. Luister net na Romeine 3, vers 23 en 24. Hy sê, want almal, die hele wêreld, het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hulle het alles verloor deur die vyand. Die vyand het hulle om die bos gelei, en hulle het alles verloor. Maar, toe besluit hierdie groot God, nee, maar hy skenk weer sy beeldnisse en gelykenisse aan die mens. En die 24ste vers sê dan, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste, sonder jou bydrae, geregverdig deur die verlossing wat in Jesus Christus is. Dit is so belangrik, mense, as jy na die skrifte kyk en absoluut begin sien hoe dat die skrifte oor en oor en oor die bediening van God aan die mens bring in die Nuwe Testament, nie meer in die Ou Testament nie. Ou Testament was 'n hopelose situasie, was waar die mens verdienste moes bekom, deur die wet te onderhou, deur 'n goeie lewe te leef en die res. Maar nou in die Nuwe Testament beklee hy jou, en sy heerlikheid word uit jou binneste uit, want jy ontvang hom in die Gees wat nou in jou woon. Daardie Gees wat in jou woon, begin manifesteer die heerlikheid van hierdie groot God waarmee hy jou beklee het. Luister net 'n bietjie na Romeine 6 vers 18. Hy sê, en vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword aan geregtigheid. Jy is vrygemaak van sonde. Jy het niks daarmee te doen nie. God het jou vrygemaak aan die kruishout van Golgotha. En jy aanvaar jou vryheid. En daardie vryheid sal absoluut begin manifesteer. Luister net weer na Johannes 8 vers 32 en 36. Hy sê, ken die waarheid, en die waarheid sal jou vrymaak. En as die waarheid jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Het die waarheid jou vrygemaak? Die hele kruishout getuig daarvan, hoe hy jou vrygemaak het. Luister net na die 22ste vers van Romeine 6. Maar nou dat julle vrygemaak is van sonde, en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Alles word nou afhanklik van jou geloof. Glo jy aan dit wat aan die kruis gebeur het? En dit is die enigste redding vir die mens. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder dat jy glo wat aan die kruis gebeur het, sonder dat jy glo,
is daar geen moontlikheid nie. Jy kan God op geen manier behaag nie. Dit is so radikaal en so wonderlik. Ek wil net vir ons Kolossense 1 vers 25 lees. Paulus skryf, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God wat aan my gegee is. Die bediening van God wat aan my gegee is. Nou sê ouens, nee, maar jy glo net aan Paulus. Jy glo nie in die Bybel nie. Paulus was die uitgesonderde en afgesonderde diensknegt van God, wat God gekies het om 14 boeke, die finaliteit van die kruis, die uiteinde, die resultaat van die kruis, aan die mens bekend te stel. En as jy nie intap in die resultaat van die kruis nie, het jy niks om by in te tap. Jy het geen vryheid, jy het geen verlossing, jy het geen wysheid, jy sal nêrens kom, jy het nie 'n erfdeel nie, jy het nie 'n ewige lewe nie, jy het niks. Jy's vir ewig verlore. Jy moet intap op dit wat aan die kruis gebeur het, en dit moet vir jou 'n werklikheid word, sodat jy absoluut in die werklikheid kan staan. Nou, liewe toehoorder, ek mag miskien glad nie by u populêr wees nie. U wens ek wil liewer van die kassie af verdwyn. Maar ek gee nie om hoe onpopulêr ek is nie. Maar ek bring net vir u die kruisboodskap, dit wat hierdie groot God ons mee bedien het. En dit is die heerlikheid waarna ons nou kyk. Luister weer, Paulus van Jesus ontvang. Hy sê, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God. Nie 'n ander bediening nie, hy het die bediening van God ontvang om die mens mee te bedien, sodat die mens absoluut weer bekleed kan wees met dit waarmee God hom bekleed in die eerste plek. Genesis 1 vers 26, sy eie beeldnis, sy eie gelykenis, sy eie geregtigheid, sy eie heiligheid, sy eie verlossing, het hy aan die mens geskenk. Jy moet dit aanvaar. Miskien moet ek nou na die skriffies toe gaan, laat ons kyk en sien hoe hierdie heerlikheid in mekaar skakel. Romeine 12. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewendig, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Dit is net vir jouself redelik om jouself as 'n offer te sien aan die kruis, toe Christus die wêreld in homself vat en vir die wêreld sterf. Hy laat die hele wêreld wat in sonde en ongeregtigheid was, laat hy sterf. Weg van die aangesig van God vir tyd en ewigheid. Hy skenk aan die mens 'n splinter nuwe lewe. Dis daarom wat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom is elkeen wat in Christus is, toe Christus aan die kruis sterf, en toe hy weer opstaan, toe skenk hy aan die mens sy eie lewe, 'n splinter nuwe lewe. Daarom is elkeen wat nou in Christus is, 'n splinter nuwe mens. Jy kan nie 'n beter bekleding hê, is dit waarmee hierdie groot God jou kom bekleed het nie. En jy beter staan in sy werksverrigting. Sien jouself as die produk van die kruis. Sien jouself as die volmaaktheid wat hy vir jou geskep het. Begin leef in daardie volmaaktheid. Begin leef in daardie vryheid. Dan sien jy al die baie boodskapies wat ons gebring het, oor die volmaaktheid, oor die redding, oor die verlossing, oor die vergifnis, oor dit wat God alles gedoen het vir die mens, oor en oor, die vryspraak, oor en oor het ons dit gebring, vir jare,
U kan terugkyk na die begin amper van kruiskyk, toe ons begin uitsaai het, en u sal sien dis dieselfde boodskap. Dis die boodskap van die vryspraak. Dit wat hierdie groot God kom doen het, en dit waarmee hy ons kom beklee het. En ons staan in nederigheid voor hom, en aanvaar dit wat hy vir ons gedoen het, en geen van ons eie werke, geen van ons eie prestige, geen van ons eie belange nie, maar hy het ons hele belangstelling geword. Hy het ons lewe geword. Hy is die werklikheid wat ons kom beklee het. En dit is so lekker om vir u oor en oor net die skrifte bring. U kan na die skrifte toe gaan en altyd deur kyk na die skrifte. En u sal sien, die Nuwe Testament is 'n realiteit waarin ons verlustig het. Nie meer jou eie pogings, jou eie belangstellings nie, maar absoluut hierdie groot God se belangstelling, dat jy sal glo wat hy vir jou gebring het aan die kruis van Golgotha. En nie maar net oor die kruis roem en dink dit is genoeg nie. Nee, die volheid te sien wat hy vir jou gebring het, elke kwaliteit. Kyk wat hy vir jou gebring het. 'n volle bekleding, sodat jy voor hom kan staan verheerlik, groter as hy wat jou verlei het. As jy gaan kyk na Jesegiel 28, sy bekleding kan bewonder. Jy is baie meer en baie groter beklee. Prys die wonderlike naam van Jesus Christus, wat u bekleed, elke mens wat glo. Jy sal net deur die geloof geregverdig word. Geen ander manier nie. Prys sy groot naam. Amen.